Prys die Here. Halleluja. Eer U vanmôre. Eer vanmôre my Skepper God almal. Here ons eer U vanmôre. Prys U vanmôre. Halleluja. Ek wil vanmôre met jou aangaan. Die boek van Efesiërs 1 vanaf vers 19. Terwyl jy so toe blaai, as jy geluister het vanmôre na die bediening van die Heilige Gees, sal jy hoor dat die Gees van God gesê het dat hierdie opstandingskrag weer vir ons daar sal wees. Dat dit sal vandag baie maklik en eenvoudig vir jou wees om te
kan sê, maar weet jy wat, pastoor, ons volg nou die boek van Efesiërs, so die volgende logiese stap is dat ons sal uitkom by die gedeelte met betrekking tot die opstandingskrag, en dit beteken dat dit vanoggend half 'n toevalligheid sou wees, dat die gawe en die bediening min of meer in lyn sal val. Maar ek wil hê jy moet vanmôre iets verstaan, dat ek enigiets anders te kon bedien vanmôre. Ek sou nie noodwendig uit aangegaan het, as die Here my nie toegelaat het om aan te gaan. Dis die eerste ding. Die tweede ding is, die feit dat daar mense is vanmôre, wat moeg is in hulle innerlike, is raak gesien deur die Gees van God. En dis nie 'n mens wat die woordbediening, die gawebediening en die openbaring van die hart by mekaar kan uitbring nie. Dis net die Gees van God. So ek wil hê jy moet dit vanmôre aanvaar. En as jy nie die een is vanmôre wat in jou innerlike moeg is, dan is die bediening dalk vir iemand anders te vanmôre. Ek wil kortliks bedien vanoggend, Efesiërs 1, en ek wil aangaan by vers 19. So laasweek vers 18 het ons gepraat oor die verligte oë van die verstand, sodat hulle kan weet wat die uitnodiging van die roeping is, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Dan wil ek aangaan met vers 19. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Daai woordjie uitnemend, die Griekse woordjie is hyperbalou, wat beteken to surpass. Met ander woorde, daai woordjie uitnemend het nie 'n beperking. Dit beteken hierdie krag gaan verby. En ek gaan nou vir jou sê, waar gaan dit verby? Want die Bybel is presies geskryf. En die Heilige Gees het nie deur Paulus 'n fout gemaak toe hy die woordjie uitnemend gebruik het. Die uitnemende grootheid van sy krag. Daai krag is dunamis, wat beteken the ability to perform supernatural miracles of a miraculous power. So hierdie krag wat God het, dis 'n bonatuurlike krag wat verbygaan die normaal. En ek wil hê jy moet dit onthou vanmôre. En dan sê die Bybel van sy krag vir ons wat glo. Die oomblik as die Bybel sê die krag is vir ons wat glo, dan koppel God die beskikbaarheid van hierdie krag aan die gelowige. En as jy vanmôre hier sit en jy sê dat Jesus is die Here, dan beteken dit jy's 'n gelowige. Amen. Dan beteken dit hierdie krag wat verder gaan as wat ons kan begryp en verstaan, wat 'n bonatuurlike krag is tot my en jou beskikking. Nou by die kerk gesê het amen. Of glo jy nie vanmôre dat die bonatuurlike krag van God tot jou deel is? Is dit net vir sekere mense? En ek sê dit elke week en ons sê dit baie vir mekaar. Hierdie krag is nie beperk tot sekere mense nie. Die apostel Paulus skryf doelgerig en beslis vir die wat glo. Hy sê nie vir die wat groot geloof het nie. Hy sê nie vir die wat klein geloof het. Want ek wil jou vanmôre iets vra. Definieer vir my geloof in terme van groot en klein. Hoeveel geloof het jy gehad toe die Gees van God na jou toe kom en hy maak Christus aan jou bekend en jy ontvang Christus? Het jy klein geloof gehad of groot geloof of het jy geloof gehad? Dis nie 'n moeilike vraag nie. Jy het geloof gehad. Amen. Met daai kinderlikheid moet jy hierdie krag ook ontvang. Want as jy kan glo dat Christus joune is, dan beteken dit die bonatuurlike krag wat ver gaan, is jou en my deel. Ons moet nie mekaar in die gesig vat en sê, pastoor, jy het groter geloof as wat ek het. Want jy vat jouself in die gesig as jy sê jy's klein gelowig.
Want in matewaat van geloof het jy Christus ontvang. Jy het hom net ontvang, kind van die Here. Amen. Dan gaan die apostel aan. Hy sê van sy krag vir ons wat glo, na die werking van sy krag, van sy sterkte. Daai gedeelte wat sê na die werking, daai werking, die Griekse woord is kata, wat beteken intensiteit, en dit beteken om weerstand te bied. Dit beteken hierdie wonderbaarlike werking van God, sy bonatuurlike krag, is 'n krag wat weerstand bied, en wat 'n werking is in my en jou lewe. Die oomblik toe jy Christus Jesus ontvang het, het die bonatuurlike krag van God 'n werking gebied van intensiteit teen sonde in jou lewe. En daai krag se werking wat intensiteit gebied het en oortreffend is, het sonde en duisternis uit jou lewe uitgedryf in 'n oomblikse tyd. Glo jy dit vanmôre? Die krag van God het nie net in jou lewe ingekom en jy op die skouer kom tik en gesê welkom, jy is nou 'n seun en 'n dogter van God. Hierdie bonatuurlike krag van God het met intensiteit en weerstand in jou lewe ingekom en die werke van die duisternis in jou lewe uitgedryf. Dis wat met jou gebeur het. Of glo jy nie vanmôre dat dit 'n krag is wat weerstand bied teen sonde nie? Dis 'n krag wat weerstand bied teen die duiwel. Dis 'n krag wat weerstand bied teen oortreding. Glo jy dit vanmôre? Daai krag is in jou volgende. Daarom het jy die vermoë om van jou kant af weerstand te kan bied teen stryd, teen sonde, teen oortreding. Dit maak van jou meer as 'n oorwinnaar. Amen. Wanneer daai werking in jou is, sê die Bybel die volgende, dat die werking, vers 19, van sy krag, van die krag, van sy sterkte. Nou daai krag van sy sterkte, kan ek nie skei van mekaar. Daai twee voeg ek saam, en die Griekse woordjie is kritos. Kritos beteken oorheersende gesag of dominie. So as ek daai opsomming vir jou moet gee, wat vers 19 sê, is die volgende. Die oorheersende krag van God, wat met intensiteit en weerstand werk, is vir die gelowiges gegee, en is 'n wonderbaarlike krag, wat verder werk, as wat ek en jy kan verstaan. Julle is met my. Dan gaan die apostel aan, in vers 20, en hy sê, wat hy gewerk het, in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en laat sit het, aan die regterhand, in die hemel. Die woordjie dode, wil ek hier moet vandag opslaan. Vir my en jou, in die natuurlike riem, is daar nie iets soos dood, wat finaliteit aandui. Wanneer iets tot 'n einde gekom het, en het dood gegaan, weet ek en jy, ons kan niks daarin verander. Stem julle saam? Wanneer daar afwesigheid van lewe is, het iets dood gegaan. En toe Christus Jesus sterf en hy blaas sy asem uit, sou die mense wat vir hom gestaan en kyk het, hierdie moedeloosheid ervaar het, van daar is my seun, daar is 'n vriend, daar is die Messias, wat so pas 'n natuurlike reaksie gehad het, toe lewe uit hom uitgegaan het, hy dood gegaan. En toe daardie dood aangekondig word, het die mens geweet in sy wese, ek kan niks doen om hierdie dood situasie te verander. Almal is met my. Nou sê die versie voor dit, die uitnemendheid van die krag, wat verder gaan, as wat ek en jy kan verstaan. Toe die dood in Christus die finaliteit aankondig, was daar 'n krag van God, wat verder gaan as dood. Daar is 'n krag wat die dood nie kon onderwerp nie. Die dood kon nie die opstandingskrag aan hom onderwerp nie. Die onderwerping het plaasgevind toe die krag van God die dood afdruk en Christus
opgestaan het op die derde dag. So wanneer die apostel Paulus hierdie skryf, dan sê hy die volgende: die gesag van God se krag, wat uitnemend is, verder gaan as wat jy verstaan. 'n Intensiteit van krag, toe dit kontak maak met dit wat vir die mens normaal was, die dood, kon die dood hierdie krag nie onderdruk nie. Dis presies wat met my en jou gebeur het, die dag toe Christus Jesus aan ons geopenbaar is. Daar was dood in ons vanweë die sonde. En niemand kan dood onderwerp nie, behalwe die uitnemende krag van God. Toe daardie krag die dood in jou onderwerp aan hom, want God se gesag het weerstand gebied teen die dood in jou, het daar 'n nuwe lewe in jou opgestaan. Die lewe van God is in jou geproduseer. Die opstanding van Christus uit die dode het in jou lewe ook plaasgevind, as jy vanmôre 'n kind van God is. Dis hierdie krag wat uitnemend is, wat verder gaan. Jy sien, as ek en jy vandag in die gesig moet kyk, is daar sekere dinge, en ons erken dit, wat ons wel kan doen. Dan is daar ander dinge wat ons nie kan doen. Dis waar hierdie uitnemende krag van God tot voluit kom. Die dood het nie 'n antwoord. Ek en jy het nie 'n antwoord vir dood, maar die dood het nie 'n antwoord vir die wonderwerkende krag van God. Die dood kan hierdie uitnemende krag, wat verder gaan as wat ek en jy kan verstaan. Die dood het nie 'n antwoord vir hierdie krag nie. Daarom in hierdie gedeelte is daar twee dinge. Die apostel Paulus openbaar die krag wat verder gaan, die intensiteit en die weerstand. Dan openbaar hy wat vir ons natuurlik is, die dood. En wanneer hy hierdie twee bymekaar bring, verklaar hy hierdie krag van God het heerskappy oor die dood. Dit verklaar ons dan vanmôre. Daar is nie 'n groter krag as die opstandingskrag van God in Christus gewees. Dood was die grootste krag op aarde. Dit het finaliteit aangekondig. Die apostel sê nee, daar is 'n uitnemendheid. Daar is 'n krag wat verder gaan. 'n Krag wat weerstand bied, intensiteit in die dood, en hy wek mense op. En as die kerk nie glo nie, moet die kerk kyk na homself, want eers was jy dood gewees. Van die misdade wat in jou was, sê die Bybel, was jy dood gewees. Maar God het jou opgewek. Dis almal met my vanmôre. Op die derde dag het God sy seun opgewek, want die dood kon nie weerstand bied teen die wonderwerkende krag van God nie. Op die derde dag het die seun van God opgestaan, toe die intensiteit van God se heerskappy kontak maak met die dood, en die lewe bied weerstand teen die dood en onderdruk die dood, toe staan die seun van God op. Op die derde dag. Gisteroggend, besig om af te sonder. En ek eer die Here. Ek prys die Here. En ek sê, Here, ons verstaan nie altyd al die dinge nie. Maar daar val iets in my hart. Die derde dag. Jesus staan by die disippels. En daar kan ek julle so toe vat. Matteus 17, vers 23. Sê vir my as julle daar is. Matteus 17, 23, is julle daar? Jesus maak die volgende stelling: hulle sal hom doodmaak, en op die derde dag sal hy opstaan. Jesus verklaar dat op die derde dag sal hy opstaan. Almal met my. Johannes 17, ekskuus, Johannes 12. Johannes 12 vers 24.
Jesus het die stelling gemaak in Matteus 17, op die derde dag sal hy opstaan. Dan het Jesus die volgende gesê, Johannes 12, vers 24, voorwaar, ek sê vir julle, as 'n koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen, maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Jesus het gesê, op die derde dag sal hy opstaan. As hy nie gesterf het nie, sou daar nie 'n opstanding gewees het. As die koringkorrel nie in die grond geval het nie, sou dit nie nodig gewees het of moontlik gewees het vir God om hom op te wek nie, want hy sou nooit gesterf het nie. Almal met my. Die Bybel leer in die boek van Korintiërs dat 'n vleeslike liggaam is gesaai en 'n geestelike liggaam is gemaai. Toe Jesus erken dat hy op die derde dag opgewek sal word, het hy ook erken dat hy sal sterf. En hy het verklaar dat die koringkorrel in die grond moet val. En toe die koringkorrel in die grond val en sy natuurlike liggaam word in die aarde gedeponeer, dit word gesaai. Toe word daar 'n geestelike liggaam uit Christus geproduseer en 'n geestelike liggaam word gemaai deur die opstandingskrag van God en God alleen. Weet jy waar is die geestelike liggaam vanmôre? Hier sit jy. Op die derde dag het God die koringkorrel wat gesaai is gevat. En hy daardie natuurlike liggaam het hy 'n geestelike liggaam geproduseer. Die wonderwerkende krag van God het weerstand gebied teen alle dood en alle owerhede en alle magte. En die intensiteit van hierdie krag het veroorsaak dat 'n geestelike liggaam op die been gebring is. Die kerk van God is gebore. Almal met my? Die derde dag. Wil jy met my gaan na Genesis toe? Genesis 1 vanaf vers 9. Is almal daar? En God het gesê, laat die waters onder die hemel op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word, en dit was so. En die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat die aarde voorbring grasspruitjies, plante wat saad gee, bome, wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is, op die aarde, en dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee, volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En dit was aand, en dit was môre, die derde dag. Op die derde dag, toe God die water skei, en die droë grond oorbly, het die droë grond nog niks geproduseer. Eers, toe die woord van God uit sy mond uitkom, het die droë grond grassaadjies geproduseer. Jy sien, daar het lewe uit die aarde opgestaan op die derde dag. Op die derde dag het daar lewe uit die aarde uitgekom, nadat die koringkorrel in die grond geval het, en God het seuns en dogters, grasspruitjies en grassade uit die aarde opgewek. Op die derde dag was die aarde woes en leeg, maar God het die aarde geproduseer. En daar het lewe uit die aarde uitgekom. Die derde dag het simboliek van nuwe begin en nuwe lewe. Daar was nie gras op die aarde, daar was nie bome, daar was nie plante nie. Die aarde was droog. En toe op die derde dag het God lewe uit die aarde geproduseer. Op die derde dag het God lewe uit die graf geproduseer. Daar was niks gewees nie, tot op die derde dag, toe die Seun van God opstaan, en die aarde het weer iets vrugbaar geproduseer tot eer van die Here. Niemand het gesien dat daar lewe uit 'n graf kon kom. Niemand het geweet dat daar lewe uit dood kon kom. En as ek en jy dalk deel was van die skepingsverhaal en die aarde gesien het, die grond
wat leeg en woes was, sou ons nie gedink het dat daar lewe kon wees nie. Maar toe God sy mond oopmaak, het God lewe in die aarde geproduseer. En ek praat vanmôre met manne en vroue, wat vanmôre, soos die aarde voel, leeg, en asof van niks meer in jou is. Praat vanmôre met manne en vroue wat sê, pastoor, daar's dinge wat begin doodgaan het in my. Daar's dinge wat begin afdwaal het in my. Daar's dinge wat begin weggeraak het in my. Ek verstaan die Here het aan my gewerk, maar dit is asof ek vandag op hierdie plek staan, waar ek nie sien dat daar groen gras in my is. Ek kan nie sien dat daar saad in my is nie. Ek kan nie sien dat ek vrug dra nie. Praat vanmôre met manne en vroue. Kan ek jou sê hoekom? Gisteroggend toe ek gaan sit, daai die verskriklike moedeloosheid oor my gekom. Dit is asof ek vir die Here sê, Here, ek weet nie wat gebeur nie, maar dit is asof ek nie meer wil aangaan nie. En ek is seker daarvan vanmôre, is iemand wat vandag hier sit. Dit is asof alles om my uitgedrein is en uitgeloop het. En ek voel asof daar niks meer is. Dit is asof die aarde leeg en woes is. En ek kan nie sien hoe kan God die iets in my lewe doen. Ek wil jou vanmôre vra, as jy na die gawe geluister het, is wat God geopenbaar het. Jy sien, al lyk alles woes en leeg vanmôre, al is die aarde, as jy vanmôre as mens, asof daar niks is nie. Daar is 'n uitnemende krag, wat verder sal gaan, as dood wat jy dink in jou lewe is. As jy vanmôre dink, daar's verhoudings wat dood is, ek wil vanmôre vir jou sê, daar is 'n krag van God wat herstel. As jy dink, daar's nie meer liefde nie, daar is 'n krag van God wat herstel. As jy vanmôre sê, ek het nie moed om aan te gaan nie, daar is 'n krag van God wat herstel. Die aarde het nie 'n keuse gehad nie. Toe God sê dat die aarde moet iets voortbring, grasspruitjies, het die aarde dit voortgebring. Toe die dood Christus wil vashou, het God gesê hy moet lewe en die dood kon hom nie vashou. Dis hierdie krag wat vanmôre by en joune is, kind van die Here. En ons kan mekaar in die gesig kyk en sê, pastoor, daar is verdrukking. God sal ons nie wegstoot. Ek glo vanmôre die werking van God se Gees. Ek glo dat God nie fout maak. Ek glo vanmôre al is dit net een of twee, dat daar mense is wat in hulle binneste wil hê die Here moet iets lewendig maak wat dood gegaan het. God moet iets lewendig maak vir jou vanmôre. En ek glo dat hierdie krag wat God vir ons gegee het, vandag nog vir ons is, kind van die Here. Was nie net eendag gewees vir die eerste kerk nie, dis vir ons vandag ook. Ek glo dit vanmôre. Dit kan maar woes en leeg wees, wanneer die lewe van God kontak maak met dit wat woes en leeg is, sal alweer iets uit jou geproduseer word, wat lewe is en oorvloed van lewe. Gloei dit vanmôre. Terwyl ek gisteroggend sit, en ek weet nie wie is dit vanmôre, begin ek verlang. En ek begin verlang na iemand. Ek sê, Here, ek verstaan dat ek vanmôre hierdie verlang het. En ek begin hartseer raak en ek begin te huil. En hier is iemand vanmôre hier wat verlang na 'n persoon wat nie meer met ons is. Daai verlange is besig om jou binneste seer te maak. Hier is iemand vanmôre hier wat 'n verlange het na iemand wat hulle geken het. Weet nie of die persoon gesterf het nie, weet nie of dit iets is wat gebeur het nie, maar hier is iemand vanmôre met 'n diep verlange en dit lê God moet hulle help. Ek wil jy vanmôre vra, kind van die Here, my woord is verby. Die gawe het alles geopenbaar. Ek het net bygevoeg tot die, ek gaan nie verder gaan nie. En ek wil vanmôre 2 uitnodigings maak. Daai mens wat daai verlange het, hulle verlang na iemand, hulle verlang. Ek wil hulle vra om eers uit te kom vanmôre.
Ek wil net vra dat jy oor sal sluit. Vader, ek bid U vanmôre in die naam van Jesus. Here, U wat God is. Ek bid dat U vanmôre sal kom doen, Here, wat U geopenbaar het. En ek wil U prys dat U God is. Ek wil U vanmôre eer gee dat U die Here van die leerskare is. En buite U, Here, wil ek vanmôre verklaar, is daar meer God nie. U is my God. U is my skepper. En ek prys U tot in alle ewigheid. Ek wil jou vra, daai persoon wat vanmôre hierdie verlang het, hierdie hartseer, en hierdie vir my kom vanoggend. Ons gaan van 'n bid vanmôre, kind van die Here. As ons klaar gebid het, wil ek 'n tweede uitnodiging maak. Daai dinge wat jy wil hê die Here moet weer lewendig maak in jou. Ons gaan vra dat die pastore, wat nie hier voor staan nie, sal kom bid asseblief. Prof, Pastor Denny. Die mense het vanoggend verlang. God wil iets doen vir hulle. Vader, ek prys U. Eer U vanmôre. In die naam van Jesus Christus. Sal as jy vir ons iets kan speel asseblief. Baie lang terug, 'n vriend van my dood op 'n motorfietsongeluk. En ek was 30 jaar oud. Ons is begrafnis toe. En daai dag het sy 2 dogtertjies gesnik en gehuil. En daar's iets aan 'n kind wat snik en huil. Daai rou wat so uit 'n kind uitkom. Dit het my gebreek. En ek bly hartseer en ek gaan sit by die Here en ek praat met die Here. En die hartseer is in my. En daarom praat ek met God. En weet jy, daar gebeur iets met my. Daar het ek iets besef. Net God wat troos. Mense kan mekaar bemoedig en op die skouer klop. Dis net God alleen, wat die mens kan troos, as die mens seer het in sy binneste van al binneste. Ek prys die Here, dat hy vanmôre kom doen het wat hy kom doen het. Ek wil 'n tweede uitnodiging maak van God. Waar is daai mense? Vanmôre sê pastoor hier binne, het ek gedink dis leeg, dis woes. Ek weet nie of nog iets uit my kan kom nie. Ek wil hê God moet iets herstel wat dood is in my, of wat ek dink dood gegaan het. Ek wil jou vra om vir my te kom vanoggend. Here, dis net God. Die derde dag, Here. Dis net God wat God alleen is. Vader, ek eer U. Is daar ook nog een wat vanoggend moet uitkom, kind van die Here? Ja, ek glo daar is nog een.
vra, kom bid asseblief. Die mense wat hier voor staan, ek vir die man bid, die moet my voor kom staan, skryf iets my nie. Pieter, ek wil graag vir jou bid, staan vir jou voor. Wacht is jou bid sal. Hier is jou God. Here, ons gee erkenning vanmôre dat dit God is, in die vlees en bloed. Here, ons erken vanmôre dat dit die Gees van God is en die woord wat lewe is, in die vlees en bloed. Here, dit sal nie wees deur krag en geweld nie, maar deur die Gees van die Here, Here. Daarvoor wil ons U eer. Here, ek wil U prys dat my Vader nie bereid is om sy eer te deel met 'n mens. Want Here, U is die enigste een vanmôre wat eerwaardig is. U is vanmôre die enigste een, Here, wat erken mag word as die lewe van hierdie huis, Here. U is die weg, die waarheid en die lewe. U is die werking, die krag, die opstanding. En ek prys U vanmôre. Buite U, Here, verklaar ons is daar geen God. Buite U is daar geen God, Here. U wil die hart van die mens deursoek. U wil die hart van die mens ken. En ek wil U prys vanmôre. Ek wil U eer gee dat U God is. Dat U Vader is. Here, dat U by ons kom woon en daar is. Ek prys U. Ek eer U vanmôre. In die naam van Jesus Christus. God se seun. Ek prys U. Ek eer U vanmôre. Kind van die Here, is iemand vanmôre hier wat dink aan hulle self dat hulle nie goed genoeg is vir die Here nie. Ek wil jy moet vir my uitkom vanmôre. Ek dink vanmôre hier waar jy sit, jy is nie goed genoeg vir God nie. Ek wil jy moet uitkom vanoggend. Vader, ons eer U vanmôre. Ons prys U vanmôre. Ons loof U vanmôre, Here, in die naam van Jesus. Ek sien jou kans gee vanmôre, kind van die Here. Sal jy saam met my staan vanoggend? Here, ek wil U bid vanmôre dat sy die waarheid sal weet vanoggend, Here, want die waarheid sal haar vrymaak. Dat God sy seun gegee het om vir haar te sterwe, Here, en dat U haar liefhet omdat sy aan U behoort en dat sy duur gekoop is deur Jesus bloed. Here, ek wil U bid vanmôre dat sy vanoggend, Here, nie sal links of regs kyk nie, maar dat sy sal weet dat hulp sal van die Here kom wat hemel en aarde geskaap het. Here, ek bid U vanmôre. U ken vanoggend Nikkie se pad. U ken vanoggend Here haar seer. U ken vanmôre, Here, die swaar kry. En ek wil U bid dat sy sal vashou aan 'n lewende God en weet vanmôre die Here het haar gesien.
Hy het nie van haar vergeet nie. En God sal vir haar deure oopmaak, Here. En daar sal 'n getuienis wees dat God goed is in haar lewe. Ek wil U prys vanmôre. Here, ek wil U bid om alles wat verby is in haar lewe, Here, vanmôre toe te vou onder die bloed van die lam. Dat God dit sal wegvee en vir haar 'n begin sal gee vanmôre. Here, wat nuut is, want die oog van die Here is op haar. En ek wil U prys vanmôre dat God van haar weet dat sy vanmôre, Here, goed genoeg is, dat die Here sy hand sal uitsteek. En daarvoor wil ek U eer vanoggend, in die naam van Jesus Christus. Die kinders van die Here sê amen. Amen. Waardig in ons bidding. En is ons eer dat God ons besoek. Ons prys U tot in alle ewigheid. Ons tot daarin en vir ons afsluit vanmôre. Vader, aan U lof en eer, heerlikheid, majesteit, koningskap tot in alle ewigheid. Ons prys U dat U God is. Ons loof U dat U nog gedoen is wat vir die mens. Here, wie beter ken die innerlike van die mens, die gees van die mens, die hart van die mens as U, ons skepper, ons maker, ons voorbeelder. En dat U kom vandag net U alleen eer. In die naam van Jesus Christus prys ons die Here dat U ons vanoggend besoek het deur die Gees, deur die woord, deur die aanraking. Dankie Here vir die voorbereiding tot vanoggend. Dankie Here dat ons vandag kan weggaan met die wete dat U altyd met ons is en die woord is altyd waar, dat ek jou nooit sal vergewe en jou nooit sal verlaat nie. En selfs wanneer ons dink ons op ons eie staande, dinge probeer wegsteek en weghou, Here, sien U tog alles raak. Daarvoor prys ons U. Dankie vir elke siel wat U vandag kom aanraak. Dankie vir U goedheid, U guns. Dankie dat U ons God is en U alleen. Dankie Here vir die bloed van die lam. Dankie vir Jesus Christus. Dankie vir die opstandingskrag. Dankie vir daardie krag wat soveel verder gaan as wat ons ooit kan dink of verstaan. Dankie dat U klaar dood oorwin het. Daarvoor loof en prys ons U. Dankie dat ons kan deel wees van U liggaam. Deel wees, Here, van U erfenis. Dankie dat ons kan lewe in hierdie laaste tyd, in die eindtyd. Soos U die eerste gemeente, Here, geseën het, so sal U ook in die laaste dae die seën uitstort, U Gees oor hulle wees. Daarvoor prys ons U. Here, dankie dat U oog op hierdie klein gemeente is en die klein kindertjie. En ons weet met God dat U sal doen soos die Vader, soos U besluit het vir die grondlegging van die wêreld. En daarvoor prys ons U. Mag ek nou die seën oor die gemeente uitspreek met God, deur U naam, die naam van Jesus Christus ons Here. Mag die liefde van God, die genade van God,